raak jy so 'n bietjie bewerig. Maar gelukkig is ons in die huis van die Here, so is dit nie nodig om te vrees en bekommerd te wees nie. Dis net die gesigte wat verander. Die Here bly dieselfde. Jy weet, ek wil vanmôre met u iets deel wat hierdie week weer met my gepraat het. Ek moes gou vinnig gery het in die week en ek was nie seker gewees van die pad waarheen ek moet gaan nie. En ek het so 'n bietjie die borde gevolg en later toe haal ek my beste vriend uit Google Maps, want ek het later nie geweet waar is ek nie. Jy weet, en dit het my laat besef, dat elkeen van ons is op 'n geestelike pad. En waarheen is ons op pad? Ek weet nie van u nie, maar ek is op pad hemel toe. En hierdie pad, soos wat ons sal sê, is nie met rose besaai nie. Hierdie pad het baie dingetjies, weerstand en teestand en allerhande goeters wat jou pad langs kom en jy's later moedeloos, jy's wanhoopig, jy weet later nie meer wat nie. Maar daar is 'n maar. Elkeen van ons, as ons op 'n pad ry, kyk jy na wat sê die borde vir jou. Johannesburg, 40 kilos, dan moet jy links afdraai, en dan moet jy die kant toe, en dan moet jy daai kant toe, tot jy by jou bestemming uitkom. En hoe meer jy daardie pad ry, hoe makliker raak dit. Dan sit jy later vir Google Maps weg, en jy kyk nie eers meer na die borde nie, want jy ken die pad. Dis waarheen jy op pad is. En ek dink my dogter sal vir my vergunning gee. Sy het vanoggend vir my gesê, ek moenie haar skandes uitbring nie. Maar dit is soos wat 'n pa is, ons het 'n app op die foon, en dit is die eerste keer wat sy hier vanaf Potch toe moet ry. En ek sê die hele tyd op daai app, soos wat die kind ry. En toe sy by Goodlulies moet kom, waar sy moet links draai, toe vat sy die regterkantste pad, en sy vat toe nou die lang pad om. Jy weet, en nou is ek, soos die pa maar is, nou is ons daar, nou wys ek vir haar. Ek sê vir haar, ons praat op WhatsApp, ek sê nie, hou aan my kind, jy gaan 'n bietjie weier draai ry, maar jy's op die regte pad, hou aan. En sy het by haar pad, by Potch uitgekom, waarvoor ek die Here dankbaar is. En dit is soos wat die Here met ons elkeen is. Die oomblik wat u en ek 'n afdraaipad vat, is die Here daar om ons te help. En ons by te staan, en vir ons rigting aan te wys. En nou kan jy vir my sê, maar hoe wys die Here vir u en vir my rigting aan? As ons dit gaan stil sit en ons kyk daarna, is elkeen van ons, wat vanmôre hier sit en wat nie hier is nie, is 'n padteken of 'n kenteken op iemand anders se pad. En die Here gebruik ons elkeen op 'n besondere manier. Op 'n besondere wyse gebruik hy ons. Die vraag is, hoe dra u en ek daardie boodskap oor na ons medemens toe? Nou ek wil graag vanmôre na so 'n paar padtekens kyk, en ek dink jy gaan saam met my stem. Daai padtekens is nogal, hulle praat nogal met ons. Ek wil eers na hom kyk in 'n tydelike omstandighede, en dan wil ek na hom kyk in 'n geestelike omstandigheid. En die eerste ene wat ek dink wat ons almal mee bekend is, dis 'n geel bordjie wat daar geplant word met 'n uitroepteken op die bordjie, en onderaan staan daar Bottles. Ons is baie bekend met hom. Hy het hierdie afgelope 18 jaar het hy baie prominent na vore gekom. En ek wil vir ons 'n skrifgedeelte aanhaal in 1 Petrus 5 vers 8. Jy hoef dit nie na te slaan nie, kan net luister, en luister mooi wat daar staan. Hier staan, wees nugter, wees waaksaam. Julle teenstander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Nou as ons daai bordjie kry en jy ry in jou kar, ja, jy kyk 'n bietjie, maar omdat dit mos meer algemeen is, dan raak jy 'n bietjie, ek wil amper sê meer relax. Wag tot ek daar naby is, en dan sal ek begin op die uitkyk wees. Dis net daar waar die sielevyand vir u en vir my vang. Wanneer ons nie dadelik nugter is nie,
en waaksaam is nie, dan slaan hy toe. Ek en Annelie eendag ry ons 'n pad, onbekende pad, ry ons, en ons is op pad Swartruggens toe, en waar ons afgedraai het tot in Swartruggens is 30 kilometer. Dit is mos vinnig. Ons ry daar die dag 2 ure aan 30 kilometer. Want jy het later nie geweet waarom te ry nie. Ry ek in die pad, die bossies groei letterlik uit daardie potholes uit. Ry jy langs die pad, moet jy eers so gedeelte van die teerpad af wat daar oor is, op die grondpad kom. So jy het later nie geweet waarom te wees nie. En dit is hoe die sielevyand ook met u en met my is. Hy slaan toe op 'n tyd wat ons dit die minste verwag. Wanneer daardie bordjie dalk 'n bietjie verbleik is, wat ek hom nie meer so duidelik kan sien nie, dan slaan hy toe. En ons loop die gevaar om binne in daardie gat in te ry. En ons, nou kan jy vir my vra, maar wat se gate is daar? Wat se potholes is daar in 'n mens se geestelike lewe? Hoe dierbaar is daar's baie. Daar is verskriklik baie. Ons kan dink aan dobbelary. Jy weet, ons kan dink aan pornografie. Dis alles slaggate waarin die duiwel vir ons vang. En hoe doen hy dit? Ag, ek sit miskien vanaand, ek en my vrou en my kind sit in die sitkamer, dan haal ek my foon uit. Ek speel mos net 'n speelietjie. En dan druk ek 'n knoppie. En daar begin die pothol, hy's klein. En voor ek my oë uitvee, sit ek in hierdie vreeslike penarie van dobbelary. Klein slaggat, wat al hoe groter begin. En so kan dit aangaan, maar daar's wonderlike nuus ook. Daar's goeie nuus. Hy sê in 1 Timoteus 2 vers 1, jy dan, my kind, wees sterk deur die genade in Christus. Die Here gaan vir u en vir my help om by daardie potholes verby te kom. Om daar verby te werk en dat die Here iemand dalk gaan stuur, een van my medebroers, susters, dalk my kind of een van my werkers, wat my daarby verby gaan vat. Wat my daarby deur gaan vat met Christus aan die voorkant. Die volgende teken waarby ek, of aanwysing, of hoe ons dit ook al wil noem, wil stil staan, en ons ken hom almal, en ek dink, ek kan my hand opsteek, ek is ook skuldig daaraan, is die stopteken, wat ek gebruik as 'n toegeeteken. Hoe baie van ons doen dit nie? Ag, dit is 'n ou stop, is 'n stil straat. Ek het mos nie nodig om hierso dood te stop nie. Ek kan hom mos maar net so bietjie vat en dan kan ek weer gaan. Is dit nie baie keer dalk die Here wat vir u en vir my sê, stop nou, dis genoeg nie. Ons kan na so 'n geval gaan kyk, in Handelinge 9, vers 3 en 4. En dit is 'n baie bekende gedeelte, waar die Here 'n pertinente stop neergesit het, en gesê het tot hiertoe, en nie verder nie. En dit was waar Saulus op pad was, Damaskus toe. Dit staan in Handelinge, terwyl hy onderweg was, en naby Damaskus kom, het 'n lig uit die hemel hom skielik omstraal. Daardie stopteken, dis nou genoeg. En hy op die grond neergeval, en 'n stem het vir hom gesê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Het u en ek al daar gekom, dat die Here vir ons gesê het, dis genoeg? Net nou toe ek so na Rudy se boodskap luister, toe dink ek toe hy praat van sy huis, het ook op bouvallig gelyk. Toe dink ek daaraan, die Here het moontlik vir hom gesê, stop, dis nou genoeg. Nie meer verder nie. Wag 'n bietjie, laat ek net herstelwerk in jou lewe kan laat doen. Daarom wil ek u aanmoedig, as daardie stopteken daar staan, gebruik hom waarvoor hy staan. En ek praat heel eerste vanmôre met myself.
Want ek moet myself ook aanpraat. Ek het gesien hier so 'n paar mense wat geglimlag het, toe ek gesê het, gebruik ons die stopstraat vir 'n toegeeteken. Die volgende bord waarna ons kyk, wat ons baie keer ook nie wil raak sien as ons by hom verbygaan nie, is die doodloopstraat. Ek wil nie daarby, ek wil mos hier deur, die pad het mos altyd hier deur gegaan, hoekom is hy skielik nou 'n doodloop? Daar is 'n rede, hoekom daardie pad toegemaak is, en daar nie meer toegang tot daardie pad is nie, en hy 'n doodloopstraat geword het. Handelinge 3 vers 19 spreek dit ook baie mooi aan. Daar staan, bekeer julle en draai terug, sodat julle sondes uitgewis kan word. Ek moet op daardie punt kom, dat ons omdraai uit daardie doodloopstraat uit. Dat ek moet ophou om te veg. Maar ek wil dit vir ons, uit die Geloof en Aksie Bybel, wil ek hierdie selfde vers, wil ek vir ons lees. En hy stel hom vir my net so bietjie meer duideliker. Hy sê, nou moet julle sondes laat staan. Ek moet daardie sonde wat ons vertroetel, daardie pothol in ons lewe, moet ons laat staan. Ons moet hom los. En die vers gaan verder, hy sê, kom terug na God toe. En dan kyk hoe mooi. Hy sal al julle sondes wat tussen julle en hom staan, uit die pad uitvee. Hy sal nooit weer daaraan dink nie. Hoe mooi is dit nie? Ek wil graag weer hierdie vers lees. Hy sê, nou moet julle sondes laat staan. Nie môre nie, nie oor 'n uur nie. Nou is nou. En die Here spreek ons elkeen aan. Ons moet dit los. Ons moet terugdraai na hom toe. Kom terug na God toe. Hy sal al julle sondes wat tussen julle en hom staan, uit die pad vee. Hy sal nooit weer daaraan dink nie. Hoe genadig is die Here nie. Ek wat as mens die doodloopstraatbord geïgnoreer het. Kom die Here en hy steek sy hand van genade na my toe uit. En hy sê, kom terug. Kom ek help jou, kom ons gaan terug op ons pad. My volgende padteken het my so laat dink aan my boetie daar. As jy by die kombuis se agterdeur ingestap het, en na 2 besems so by die deur gestaan, het jy geweet, daai vloer is nat, daar's geen toegang nie. En nog steeds, vat jy die besem weg, dan wil jy loop. Wat sê dit vir ons? Geen toegang beteken geen toegang. Wat soek ek daar? Want ek word aangespreek. Die vyand kom en hy kom steel. Want ek gaan na 'n plek toe waar ek nie hoort nie. Ek doen 'n ding wat ek nie moet doen nie. Dis hoekom die bord daar vir my staan, of die besems daar vir my is. Geen toegang, klaar. Punt. Johannes 10, vers 10 spreek dit vir ons aan. Hy sê, 'n dief kom net en steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat julle lewe in oorvloed kan hê. Ek dink altyd daaraan, as ek toe ek hierdie gedeelte gedoen het, die sussie wat op daai stadium dan verantwoordelik was van die kombuis, hoe kwaad sy dan geword het, as daar oor daardie nat vloer geloop het. Maar hoe vinnig ook, jy hart kon versag het, deur te gaan sê, weet jy wat, ek is jammer, ek sal my gemors gaan regmaak. Dit is wanneer daardie geen toegang weer oopgestel word. Daarom is dit belangrik, dat ons moet oplet. Dan wil ek graag uitkom by die tee-aansluiting. Die waar is ons elkene wat vanmôre hier sit, het toe ons vanoggend opgestaan het,
het ons 'n keuse gemaak. Want ons pad het ons vanmôre by die Sondagbordjie uitgebring, wil ek graag sê. En daardie bord het opgestaan, kerk toe of bly in die warm bed. En u en ek moes 'n keuse maak. Wat is ons keuse gewees? Gaan ons links, wat ons kerk toe gaan, of gaan ons regs, dat ons in die bed bly? Dit was, ek dink baie van ons het daai gedagte gehad. Here, dis winter. En ons kom baie keer op 'n Vrydag aand of op 'n weeksoggend wat daar biduur is, kom ons by hierdie bordjie te stilstaan. En dan moet u en ek self daardie keuse maak. Ons kan hom nie vir iemand anderste maak nie. Elkeen moet homself maak. Waarheen gaan ek? En ek wil graag vir ons 'n skrif daarby laat aansluit. Jakobus 1 vers 5. As enige iemand van julle wysheid kort kom, laat hy dit vra van God, wat aan almal gee, sonder voorbehoud en sonder verwyte, en dit sal aan hom gegee word. So u en ek kan daar staan, en dan kan ons vir die Here sê, Here, help my, dat ek die regte besluit maak. En ek kan u verseker, as ons die besluit gemaak het om bid hier toe te gaan, of kerk toe te gaan ons verseker nie leeg daar uitloop nie. Want dis wanneer u en ek in kontak kom met ons hemelse Vader. Hy sal ons nie los nie. Hy gaan ons seën. Jy gaan hier uitgaan en dan gaan jy dink, Here, môreoggend of volgende week is ek terug, want ek wil meer en meer ontvang. My volgende bord wat ek graag vir u wil voorhou, en hier bring ek weer my skande uit. Toe ons uit Tenaga gebly het, die eerste ruk in Berseba buitekant Dispatch, die wat van u wat vir Dispatch ken, hy dubbelbane in die hoofstraat. En dan het hy sulke ingange waar die strate aansluit. En op elkeen van daai hoeke van daai eiland is daar 'n bord. En dan staan daar, jy mag nie 'n U-draai maak nie. Dierbares, hoeveel keer? Dan kom ek aangery, dan besef ek moes hier afgegaan het. Dan by die volgende ene, maak ek gou 'n vinnige U-draai. En die waarskuwing was daar. Dan dink ek, Here, ek het u alweer geval. Ek het alweer iets gedoen wat teen die wet was. En dan het ek ook die geval gehad, die tyd toe ons in Immanuel was, dan vat ek van die bejaardes hospitaal toe. En dan dink ek, dan ry ons, en dit was heel in die begin gewees, en dan verdwaal ek. Dan moet ek 'n U-draai maak. Maar dan is ek wil amper sê, die grootmanskap en die eie ek is soveel in my binneste, dat die oom of die tannie wat saam met my is, ken die pad. Dan sê hulle vir my, broer, jy het verkeerd gery. Dan wil ek dit nie herken nie. Dan op 'n stadium, dan moet ek die U-draai gaan maak, en dan doen ek hom gewoonlik waar ek nie moet nie. As ek na die raad geluister het dit my baie ellende gespaar. Die Lewende Bybel sê dit vir ons so mooi in Spreuke 28 vers 13. As 'n mens jou sonde probeer geheim hou, sal dit nie met jou goed gaan nie. Maar as 'n mens dit erken en laat staan, sal die Here hom ontferm oor jou. Hoe wonderlik is dit nie? Die oomblik wat jy kan bely en erken, Here, ek het 'n U-draai gemaak waar ek nie moes nie. En ek maak reg. Vergewe die Here vir u en vir my. Hy spreek ons vry. Dan ken ons die bord padwerke. Nou ja, die ongeduldige mense, dis daai bord is nie vir hulle nie. Want as hy aangery kom, en daai bord verander van ry
na stop. En langs aan staan, waiting period, 20 minutes. Dan kook 'n mens. Jy raak warm, want jy wil nie wag nie. Want dit is die 20 minute wat die mense deurgaan, en is die 20 minute wat die mense terugkom. Dan doen die Here die werk aan geduld. Ek is skuldig daaraan. Jakobus 1 vers 4 staan daar. Hierdie standvastigheid moet toegelaat word om ten volle te ontwikkel, sodat julle beproefde en afgeronde Christene kan wees sonder gebrek. Ek het dit uit die Lewende Bybel uitgelees. Afgeronde en beproefde Christene. Hoe baie keer kom u en ek nie dalk daar, en ons moet net vir 'n oomblik wag. Ons moet net vir 'n oomblik bietjie stil staan. Maar ons sien nie kans om te wag nie. Die Here bring vir u en vir my baie keer by plekke wat hy vir ons sê, wag so bietjie, raak rustig. Daar is dalk 'n rede en 'n doel hoekom die Here vir ons sê, hierdie bord het verander van ry na stop toe. Daar's 'n rede. Somstyds wil 'n mens nie weet wat die rede is nie, maar die Here help ons, dat ons op 'n latere stadium kan besef hoekom dit gebeur het. Hoekom ek dalk die verkeerde afdraai gevat het. Hoekom ek 'n detour moes gevat het om by my eindbestemming aan te kom. Die Here het ons dalk bewaar van groot ellende en van groot bottels. Die waar ek is by die laaste ene. Nou hierdie kenteken in die tyd wat ek my bestuurslisensie het, dink ek het 2 of 3 keer in my lewe gesien waar hierdie bord is. En dis die bord waar jy van teerpad na grondpad toe verander. Jy weet, en as u en ek op die teerpad ry, dan vind ek dalk net fout met my medebroer en my medesuster, oor dat hulle op hierdie stadium grondpad ry. En ek verhef myself dalk 'n bietjie, om te sê, ja, het sal nie met my gebeur, dat ek nodig het om grondpad te ry nie. Ek wil vir u sê, daai bord kom vinnig, en hy kom skielik. Want jy ry nog en dan is die bord daar en dan is die grondpad daar. En u van die mans het dit ook al seker ondervind, as jy so pad kry, en jy ry hom, en jy gaan van hierdie grondpad af, daar is nie nog tyd om spoed te verminder nie, jy vat hom met 'n spoed. En as jy hom gevat het, dan knik jy eers so, en dan kom jy weer reg. Dan is dit of die kar so bietjie begin so maak, en dan verminder jy spoed. Spreuke 16 vers 18 spreek dit aan, vir my so mooi. Hy sê, trotsheid kom voor die verbreeking, en hoogmoed kom voor die val. Daai oomblik wat ek het die minste verwag, is wanneer ek daardie dip vat. En dan kom daardie trotsheid van my kom tot 'n val. Jy weet, en dit het my laat besef, dit help nie, ek kyk op iemand anders te af, en wil die heeltyd iemand afbreek op sy reis, of op sy pad, hemel toe nie. Daarom is dit belangrik, dat u en ek, as ek sien my broer of my suster, is besig om die verkeerde pad te vat, kom ons bid vir daardie persoon. Kom ons hou eerder op om af te breek, en sleg te maak, en sleg te sê. Kom ons bou eerder daardie persoon op, deur gebed. Here, ek sien hier die vriend van my, is nie op 'n goeie plek nie. Hy is op die grondpad, maar wees hom genadig. Vat hom verby alles. Vat hom verby al hierdie aanslae van die vyand, en bring hom weer terug. In Spreuke 16 vers 24 sê dit so mooi. Hy sê, vriendelike woorde
Skus, hy het nou weer geskuif. Daar sy vriendelike woorde is soos 'n heuningkoek. En ek dink as ons vir mekaar gaan bid, en in die bresse tree vir mekaar, gaan daardie gebed, gaan 'n heuningkoek wees, soet vir die siel, en 'n genesing vir die gebeente. Dis dalk wat u en ek nodig het. Jy weet, en dan wil ek natuurlik, ten laaste, wil ek die Here se bord vir ons elkeen voorhou. En ons ken elkene wat daar die bord is, want hy staan in 1 Korintiërs 13, vers 13. Daar's eintlik 3 borde, maar daar's een spesifieke een. Hy sê, en nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie 3, maar die vernaamste hiervan, die liefde. Dis die bord wat die Here vir u en vir my uithou. As ons verkeerd ry, as ons verdwaal, gaan hy ons in liefde reghelp tot waar ons moet wees. En hy gaan in liefde, gaan hy vir u en vir my die rigting aanwys. En die vraag het by my opgekom, hoe tree ek op teen my mede-pelgrim? Tree ek in haat en venyn op? Of tree ek ook teenoor liefde en in geloof en in hoop op? Hoop dat my mede-pelgrim weer die pad sal vind. In liefde waar hy dalk die pad buister geraak het, dat ek hom kan nader trek. Nie kan afbreek en kan sleg maak nie. Mag die Here ons elkeen genadig wees. Mag die Here ons elkeen help op hierdie reistog van ons. Sommige van ons is al ver gevorderd op hierdie reistog. Ander van ons begin nou eers die borde te leer ken. Maar as ons die woord van die Here het, ek wil amper sê, wat die beste rigtingaanwyser is, wat 'n mens kan kry, kan jy nie verdwaal nie. Jy kan nie 'n fout maak nie, en jy kan nie verkeerd gaan nie. Mag die Here ons genadig wees, mag die Here ons help, ek prys sy naam.